want ons geen ander naam soos die naam van Jesus nie. Ons loof U vanaand, want in daardie naam is daar genesing, is daar hoop, is daar lewe vanaand. Wil jy nie vir 'n oomblik net jou hand op die persoon langs jou sit en net daar in die naam Jesus oor hulle uitspreek nie. Ja, Here, ons verklaar vanaand dat in elke hart in hierdie plek, Here, is die naam van Jesus. Hy's beskikbaar, hy's gewillig om in plekke in te beweeg waar daar vanaand nood is. Here, ek bid oor elke persoon se gedagtes in hierdie plek om verander te word deur die naam van Jesus. Here, ek bid dat U vanaand ook ons harte sal aanraak en vrede sal bring. Here, ek bid in daardie situasies wat onmoontlik lyk vir mense. Ek spreek die naam van Jesus, want U naam is groter. U naam het mag en krag om te kom doen net wat U kan doen. Here, ek bid dat mense verstom sal staan in hierdie week, omdat U nog steeds 'n wonderwerkende God is. Dat U nog steeds getrou is. Dat U nog steeds 'n God van liefde is. Here, dis 'n voorreg om U vanaand te ken. Mag U verheerlik word, is my gebed. In Jesus naam. Amen. Amen. Kan ons Here net 'n lofoffer gee vanaand? Dankie aan ons aanbiddingsspan. Ek was regtig 'n voorstander van julle liedjiekeuses. Dankie Jaco vir al daai eerste treffer. So bietjie nostalgies. Dis wel lekker as jy dalk nou vanaand vir die eerste keer in 'n aanddiens is, miskien in 'n lang tyd, of miskien is dit regtig net jou eerste diens hier by ons, wil ek vir jou sê welkom. Ons is besig met 'n reeks Sondagskool. En dit is dan nou ook die rede vir daardie eerste treffer wat ons gesing het vanaand, net om jou te herinner van daardie Sondagskoolliedjies. En as jou verhouding met die Here miskien daar begin het, is dit vir ons 'n voorreg om jou net weer opnuut dankbaar te maak van die pad wat jy al met die Here gestap het. Miskien het jy nie daar groot geraak nie, miskien was Sondagskool nie die plek wat jou fondasie gelê het nie, dan wil ek jou ook net sê wat 'n voorreg het jy om nou die Here te kan dien. En dat daar wel 'n oomblik was waar jy die Here ontmoet het. En in hierdie reeks het ons begin deur te kyk na 'n paar onbekende karakters. En laasweek het Sean die helfte van die reeks oorgegaan na 'n bekende karakter toe. En ons het bietjie stil gestaan by die lewe van Noag. En vanaand het ek die voorreg om dan nou ook by, ek glo ook 'n bekender karakter stil te staan met die naam van Paulus. En dit was vir my so lekker om die laaste week en 'n half bietjie op te lees oor Paulus se lewe en oor alles wat hy gedoen het, plekke wat hy gesien het, die verskil wat hy gemaak het. En dit was vir my lekker om te sien hoe baie van die briewe in die Nuwe Testament het hy geskryf. En terwyl ek dit lees, besef ek ook in die toestand waarin hy hierdie briewe geskryf het. Ons het so rukkie terug ook mense oorgehad vir 'n braai en ons speel die aand met hulle so 'n Bybelspeletjie waar jy eintlik half charades moet speel of jy moet nou verduidelik, so dis so iets tussen charades en 30 seconds afhangende van wat die ronde is. En op 'n stadium, ek kry 2 keer die geleentheid om Paulus te verduidelik. Die eerste keer probeer ek verduidelik wie was die man op die Damaskuspad en niemand weet nie. En toe ek 'n volgende geleentheid het en om te sê, okay, die man wat saam met Silas in die tronk was en wat gesing het, toe weet ons nog steeds nie. So toe dink ek ook, miskien is dit 'n bekende, maar tog 'n onbekende karakter vanaand. En gaan jy dalk ook vanaand hier sit en iets nuuts van hom leer. Maar juis oor hierdie rede dat hy so baie boeke in die Nuwe Testament geskryf het, so baie briewe, en die feit dat hy daardie briewe baie keer onder huisarrest of in die tronk geskryf het ek regtig hierdie soeke in my hart gehad om te verstaan, hoe was dit vir hom moontlik? Die manier en die passie waarmee hy die Here gedien het,
was iets wat vir my uitgestaan het en wat ek probeer begryp en verstaan het as ek hom met myself moet vergelyk. Om te dink, hierdie man skryf in Filippense en ons gaan later na daardie skrifgedeelte gaan kyk waar hy sê, verbly jou in die Here. Daar is hierdie oomblik soos met Paulus en Silas terwyl hulle in die tronk is, dan loof en prys hulle die Here, hulle begin lofliedere sing. In die middel van hierdie haaglike omstandighede is Paulus besig om my en jou te motiveer vir die kerk wat nog moet kom. Op daardie stadium, die kerk wat net begin het, hy's besig om daardie gelowiges te motiveer dat hulle moet vas staan in hulle geloof en hulle moet aanhou om te verheug en om bly te wees. En hy homself sit in die tronk terwyl hy dit skryf. En dit het regtig net my aandag geverg en toe ek bietjie gaan terugkyk na waar sy storie begin het, toe besef ek dat iets belangrik daardie dag op sy pad na Damaskus toe gebeur, wat ek waarskynlik nog nie voorheen raak gelees het nie. En ek wil jou graag soontoe vat, dat jy vanaand saam met my in hierdie teksgedeelte gaan stil staan, en daardie belangrike goed raak sien, wat dit vir hom moontlik gemaak het, om ewen later in die moeilikste tye nog steeds vas te hou. En as ons gaan lees in hierdie skrifgedeelte, kom ek gee jou net eers konteks, want ek gaan net by sekere skrifte stil staan. Op pad na Damaskus toe, was Paulus eers geken as Saulus. En hy was in hierdie gedeelte in Handelinge 9, op pad om ander Christene te gaan vervolg. Hy het briewe gekry om ander Christene te arresteer. Hy was ook die eerste keer wat ons van hom lees, dan is hy teenwoordig wanneer hulle Stefanus stenig vir sy geloof. Dit is die plek waar ons Saulus ontmoet. Hierdie geharde man wat op pad is om nog Christene in hegtenis te neem. En dan gebeur die Damaskus verhaal waar hy in sy spore gestop word met hierdie verskriklike helder lig en 'n stem wat dan vir hom sê, Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? En in daardie oomblik gaan staan alles stil, het hy 'n ontmoeting met Jesus Christus. En wanneer hy daar wegstap, hy staan vir 3 dae blind. Dit is eintlik ironies, want hy moet dan wag in daardie tydperk dat 'n ander Christen, die wat hy sou vervolg het, kom vir hom hande op lê, en wanneer hulle dan vir hom bid en hy dan gedoop word, verander sy hele lewe en begin sy bediening eintlik dadelik. Hy begin dadelik daarna preek. Nou ons vind hom hier in Handelinge 9 vers 3 en 7 waar dit sê, op pad na Damaskus het daar skielik 'n lig uit die hemel hom omstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Het hy gevra. Ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg. Vers 7 sê, die man saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar hulle het niemand gesien nie. Die eerste ding wat ek raak sien in hierdie encounter, is dat alhoewel hy fisies kon sien, was hy geestelik blind. Hy het die wet geken, hy was 'n Joodse man gewees, sy naam Saul is ook 'n teken dat hy 'n Jood was. Hy het die wet en die wetboeke van Moses het hy geken en onderhou. Fisies het hy alles gesien en gedoen, en was hy in sy hart oortuig, hy doen wat reg is. Hy vervolg hierdie mense wat nou heeltemal die pad byster geraak het. Maar emosioneel en geestelik was sy oë nog nie oop nie. En ek sien in hierdie skrifgedeelte, as Jesus hom ontmoet in hierdie pad, dan sê hy vir hom, ek is Jesus. En hierdie woordjie Jesus beteken nie net na hom as sy naam nie, maar ek en jy weet dat hierdie naam Jesus beteken redder, verlosser, Messia. En hierdie Jesus maak dat hy net daar stop waarmee hy besig is. Alles kom tot stilstaan en hy sê, ek is jou redder.
ek is jou verlosser. Ek sien ook hier in vers 7 dat die ander mense nie Jesus sien nie, alhoewel hulle hoor, hulle is bewus dat hier nou iets gebeur, maar hulle kan Jesus nie sien nie. En ek besef dat in my en jou geestelike verhouding met Jesus, in daardie intieme verhouding, is dit net ek en hy. Is dit net jy en hy. Mense rondom jou kan nie begryp op watse vlak jy hom dien en op watse vlak jy hom ken nie. Hulle kan dit nie sien nie. Ek sê nou die dag vir Charles, dit is so lekker om te weet dat om met hom getrou te wees, is daar dele van hom wat net ek kan beleef. Daar's intimiteit in die huwelik en die sens van daar's dingetjies en goedjies wat hy doen of sê wanneer net ek en hy by die huis is. Daar's 'n manier wat hy wil ontspan, daar's sê goed wat hy partykeer nie op ander plekke herhaal nie. Daar's 'n deel van hom wat net ek beleef. Wanneer hy siek is dit 'n deel wat waarskynlik ek beleef behalwe as hy in die hoes gaan en almal rondom hom ook bewus is van die feit dat hy siek is. Maar ek is die een wat in die aand as hy aanhou hoes, dit beleef. Dis 'n voorreg. ‘n vlak van intimiteit wat jy nie met hom kan beleef nie. En ek kan dit aan jou probeer verduidelik, kan jou probeer deel maak, maar jy gaan dit nooit begryp soos wat ek dit begryp nie. Ek lag vir hierdie kappelie voor, hulle verstaan. Hulle het hulle eie stories wat hulle kan deel. Maar net soos wat hierdie mans nie kon sien nie, maar iets het gebeur. Want daar's 'n getuienis van iets in jou lewe verander nou as jy die Here dien, so die vrug wat jy dra wys vir my iets het gebeur. Maar daardie mooi, diepe, intieme verhouding wat jy ewe skielik met Jesus beleef, kan iemand anders nie sien en begryp nie. Dis so spesiaal, dis net met jou. En dit gaan nie dieselfde lyk met iemand anders nie. Wat ek sien in hierdie feit dat hy sê, ek is jou redder, dis ek Jesus, lees ek dat hy het gekom om redding te bring in hierdie situasie waar Saulus homself bevind. Hy weet dalk nog nie eers op hierdie stadium dat hy redding nodig het nie, maar Jesus weet. En hy stap in hierdie situasie in en alles kom tot stilstand. Gister is ek by 'n begrafnis en die dominee deel hierdie verduideliking rondom vergifnis is waar jy vry gespreek word van goed wat in jou verlede gebeur het. Dit word afgeskryf, dis vergewe. Maar verlossing is wanneer ek en jy vryheid ervaar van daardie ding wat jy gedoen het en dit nie weer doen nie. En wat ek sien hier in Paulus se die heel eerste situasie wat hy met Jesus het, is hy kom om sy redding te wees, sy verlosser. Ja, hy kom met vergifnis, want ons weet dis wat sy bloed kom doen het. Die dinge waarmee hy besig was, dit waarheen hy op pad is, dit is vergewe, dit is vrygespreek. Maar hy kom ook om hom te kom verlos. Hy kom ook om transformasie in hierdie oomblik te bring, om te sê, jy gaan nou anders optree. Daar's nou 'n ander werk, daar's nou 'n ander plan met jou lewe. En ons sien, daardie plan word bevestig in Handelinge 9, vers 6, waar Jesus dan vir hom sê, staan nou op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word, wat jou te doen staan, wat jy nou moet doen. Ek en jy word net soos Saulus vir 'n oomblik tot stilstand gebring, want daar's 'n ontmoeting wat ons met Jesus moet hê. Daar's verlossing wat moet gebeur, ons moet vrykom en ons moet verander, maar sodat daar 'n roeping kan wees, 'n plan met jou lewe. Hierdie roeping word bevestig wanneer God dan met Ananias praat
hierdie Christen, wat hy uitverkies, om sy hande op Saulus te gaan lê, en hy sê vir hom, gaan doen wat ek vir jou sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies, om my boodskap uit te dra, na volke en konings, en ook aan die volk van Israel. Ek het hierdie man geroep, om 'n instrument in my hand te wees. Hierdie man moet vir gemeentes in die toekoms vertel van my. Hy moet leringe gee. Ek wil hom gebruik. Dit is sy roeping. Maar vir hom, om die hele Nuwe Testament, 'n groot gedeelte daarvan te kan skryf, was hierdie ontmoeting eers belangrik. 'n Intieme ontmoeting met Jesus Christus. 'n Oomblik waar hy verlossing gekry het. En dan 'n oomblik waar hy reageer in gehoorsaamheid, want ons lees in vers 20, die oomblik wanneer Ananias hande op hom lê, wanneer hy gedoop is, wanneer hy opstaan, begin hy die woord verkondig. Begin hy vir mense vertel van hierdie Jesus wat hy ontmoet het. Maar dit kon nie gebeur het, as dit nie heel eerste vir daai intieme ontmoeting met Jesus Christus was nie. Ek sien, ek verwys na die hele tyd na Paulus en Saulus, want as ek en jy weer lees van Saulus, na hierdie hoofstuk lees ons van hom in Handelinge 13, en dan al die pad tot in hoofstuk 28 van Handelinge, en dan verwys die Bybel na hom as Paulus, en nie meer Saulus nie. En interessant genoeg, is dit nie omdat sy naam in hierdie oomblik verander het nie, maar omdat sy naam van die begin af, ook Paulus was. Dit was 'n tweede naam. So hy het 'n Joodse naam gehad en hy het 'n Romeinse naam gehad. En sy Romeinse naam was Paulus. En Jesus het daardie naam gebruik, want daar waar hy beweeg het, het hy autoriteit nodig gehad om te praat. So God kom en hy gebruik hierdie naam wat hy lank alreeds gehad het. En die oomblik wanneer hy sê ek is Paulus en hy skryf die briewe en hy teken die briewe as Paulus, dan gee dit hom autoriteit in plekke waar dit belangrik was om Romeinse burgerskap te kon hê. Dit het deure vir hom oopgemaak. God is so in die detail van ons lewe. Daardie dinge wat jy gevoel het, hoekom is dit so vanselfsprekend aanvaar het? Miskien is dit negatiewe goed. En ek dink, Paulus het miskien na sy lewe gekyk en gevoel, hy het so droog gemaak en daar was soveel foute. Maar God kom en hy gebruik elke liewe detail vir goed. En as Paulus dan skryf in Romeine, dat hy laat alles teen goeie meewerk vir die wat God liefhet, dan praat hy uit 'n persoonlike verhouding en 'n persoonlike getuienis van dit wat God in sy lewe kom doen het. Ewe skielik word hierdie man, dit was vir my eintlik ook mooi toe ek oplees oor hierdie naam Paulus, toe beteken daai woord letterlik klein. Hierdie man wat al hierdie groot werk gedoen het, hierdie groot bemoediging gedoen het vir die kerke van daardie tyd, verwys na homself as klein. Want hy besef iets van sy afhanklikheid van God. Amen. Hy gaan nie meer in daardie vrymoedigheid en in daardie bombastiese mentaliteit om plekke in te storm en briewe te vereis en om mense te wil vervolg nie. Hy kom nie meer in daardie wat is die reg, ek wil maar sê bombastiese manier in nie. Ewe skielik verwys hy na homself as klein. En elke keer as hy 'n brief onderteken wat ongelooflike diepte en waarhede bevat, dan verwys hy na homself as klein. Insignificant. Want dit gaan nie meer oor hom nie. Dit gaan nou oor die roeping wat God deur hom bewerkstellig. 'n Laaste ding wat ek raak sien uit sy lewe, is toe Ananias vir hom bid, dat hy onmiddellik weer begin sien het. Dit is significant, die feit dat hy blind geword het in hierdie situasie vir 3 dae. Want ek glo hy het gedink, hy kan sien, en hy sien fisies alles wat hy moet sien. En daar verloor hy fisies sy sig.
En wanneer God kom om te herstel, dan herstel hy nie net fisies sy sig nie, maar geestelik herstel hy sig. Want ek glo die enigste manier vir Paulus om staande te bly en om al die waarhede op te kan skryf in die Nuwe Testament, terwyl hy in 'n tronk sit, terwyl hy onder huisarrest is, terwyl hy gemartel word, hoe hy nog steeds kan motiveer, is omdat hy nie net meer fisies kyk nie, maar omdat hy geestelik kyk. Daar het 'n diepe verandering en 'n ontwaking in sy hart gebeur, dat hy God se planne kan sien en kan ervaar, of God se hand kan ervaar in 'n manier wat ek dink ek en jy partykeer mis. Hy kyk nie vas in die lyding en die seer en die pyn en dit wat hy moet deurgaan vir die werk van God nie. Hy bly staande en hy skryf vir ons in Filippense 4 vers 4 en 5. Daar is die verkeerde een. Filippense 4. Ek sien ek het die verkeerde skrifverwysing by die ander skrif gesit, maar Filippense 4 vers 4 en 5 sê: Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Daar gebeur iets op pad Damaskus toe, wat nie net fisies is en wat deur ander mense raak gesien word, ewe skielik is iets anders nie. Ewe skielik hoor hulle 'n stem wat hulle nie kan sien nie. Vir hom gebeur daar 'n diepe verandering. Hy het 'n intieme ontmoeting met 'n lewende God. Daardie lewende God kom en herstel 'n roeping en 'n plan en 'n doel oor sy lewe. Hy kom en hy kom verlos hom, maar hy kom ook en hy werk alles teen goeie meer, laat hy elke detail van waaruit hy gekom het nog steeds gebruik in die toekoms. Die feit dat hy die wet geken het, beteken die oomblik toe hy van Jesus begin getuig het, het hy presies geweet wat die wet daaroor sê. En daarom kon sy lewe, omdat mense hom geken het en van hom gehoor het, kon hulle lewe verander, want hulle kon die verandering sien wat hy nou beleef het. Sy geestelike oë het oopgegaan. As ons lees, die vorige skrifgedeelte moet wees uit, is nie Filippense nie, dit moet wees uit Korintiërs uit, ek het die verkeerde, daar is 2 Korintiërs 11 vers 24 en 25. In Paulus se tyd van skryf en sy tyd van bediening en in al sy sendingwerk, want hy het baie gemeentes ook gaan plant, was daar tye gewees wat hy in die tronk was, daar's tye gewees waar hy gemartel was, daar's tye gewees waar hy amper verdrink het, 3 keer. Dis net 'n highlight van die lyding wat hy moes deurgaan. Maar ook in daardie skrifgedeelte by Damaskus lees ons vers 16 waar God sê, ek gaan vir hom wys hoe hy vir my moet ly. So even al in die ontmoeting, in daai intieme oomblik waar God hom ontmoet, sy roeping kom vasmaak, herstel en restaurasie bring, kom wys hy ook vir hom, hierdie gaan nie 'n maklike pad wees nie. Jy gaan 'n pad wees waar jy sekere goed gaan met prys gee, waar jy sekere goed gaan moet deurgaan wat nie vir jou lekker gaan wees nie, wat moeilik gaan wees. Maar tog reageer hy onmiddellik met gehoorsaamheid. Omdat ek glo sy geestelike oë oop was van dit wat God gaan kom doen. Dat dit nie oor hom gaan nie, maar dit gaan oor die werk wat God instoor het vir sy kerk vorentoe, vir sy koninkryk. En hoe baie lewens aangeraak kan word as hy nou net gehoorsaam is. En dis my gebed vir jou, wanneer jy in hierdie week ingaan, dat jy sal onthou dat daar 'n man was met die naam van Jesus, wat ook eers in jou lewe by jou stil gestaan het. Daardie man het jy ook toegang toe om intiem te leer ken, spesiale verhouding. Daardie man het ook gekom, nie net dat jy vergewe moet wees nie, maar dat jy verlossing moet ervaar. Dat jy moet wegstap van daardie goed wat jy konstant oorstruikel.
maar sodat hy jou vir 'n groter doel kan gebruik, sodat jy ook 'n ripple effek kan hê vorentoe vir generasies wat kom, net soos wat Paulus gehad het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u liefde vanaand. Here, dankie dat ek weet dat u elkeen van ons by die naam geroep het vir 'n tyd soos hierdie. Here, dankie dat ons weet, Here, dat u genade is vir ons genoeg vanaand. Here, maar ek bid vanaand dat net soos met Paulus, dat die skille van ons oë sal afval. Here, dat ons oë sal oopgaan, ons geestelike oë. Dat ons harte regtig uitverkoop sal wees vir u en vir u werk. En dat ons elke geleentheid sal gryp om deur u gebruik te word en om 'n verskil te maak. Here, maar mag ons ook soos Paulus in daardie absolute nederigheid leef, dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor u gaan wat nou binne in ons leef. Mag u verheerlik word, is my gebed. In Jesus naam. Amen. Amen. Goeienaand herlaai. Dis vanaand my voorreg om vir ons die nagmaal te doen, soos wat julle die elemente in julle hand sit. As jy nie het nie, asseblief steek jou hand op. Dan sal daar 'n paar van ons vrywilligers julle gou bystaan. So vanaand, soos wat jy die elemente in jou hand hou, wil ek hê jy moet gou daarna kyk. Ek gaan gou laat hulle vinnig uitdeel. As julle gereed is, wil ek hê jy moet daarna kyk en jy moet sien dat hierdie wat ons in ons hand hou is eintlik baie eenvoudig. Dis 'n koppie met sap, dis 'n broodjie, dis iets heel eenvoudig, maar dit wys na iemand wat iets gedoen het, wat alles verander het, wat ons toekoms verander het. In die week, terwyl ek voorberei, luister ek na 'n liedjie, en die liedjie se naam is The Wonderful Blood van Tiffany Hudson, en sy begin hierdie liedjie deur om te sing, Isn't it wild? Doesn't it make you wonder how something so profound could be so simple? The blood, the blood, the blood. En in hierdie besef ek dat ons almal wat hier binne sit vanaand het bloed. Ons almal het 'n liggaam, maar my bloed sou nie jou sonde kom wegwas nie. Jou liggaam sal nie iemand kan genees nie. En ek besef net, dit gaan nie noodwendig net oor die bloed of die liggaam nie, maar dit gaan oor die source. Want hierdie liggaam wat gegee is, hierdie bloed wat gegiet is, dit was die bloed van die lam. Dit was die bloed van God, van sy seun. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 18, waar hy sê, julle is losgekoop deur die kosbare bloed van Christus. En die lam sonder liggaamsgebrek of sonde. 'n man wat sonder sonde was, sonder liggaamsgebrek was, sy bloed is gegee vir my en vir jou. Sy liggaam is gebreek vir my en vir jou. Ek het al van tevore hierdie storie gedeel, maar ek onthou terwyl ek hieraan dink en besef waaroor dit eintlik gaan, dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor wat Jesus vir ons gedoen het, die daad wat hy gedoen het, want hy was die perfekte persoon daarvoor. Onthou ek my ouma, wanneer ook al daar iets in ons familie gebeur het, wanneer daar 'n familiekrisis was, wanneer daar siekte in die huis was, wanneer daar iets was, al is dit oor die foon, bel sy en dan sê sy, neem die nagmaal. Waar is die nagmaal? Want sy het geglo in die wonderwerk wat in die daad gelê het. Die wonderwerk wat daarin lê met Jesus wat op die kruis gehang het. Die wonderwerk agter die bloed. Die wonderwerk agter die liggaam wat gebreek het. En vanaand, soos wat ons deelneem aan hierdie nagmaal, wil ek hê jy moet daaraan dink, wat het jy nodig vanaand? Het jy vanaand vergifnis nodig? Het jy vanaand gesondheid nodig?
Jy het vanaand nodig om te sê, Here, hier is ek, kom was my skoon met u bloed. Want in Lukas lees ons, waar Jesus vir sy disippels sê, neem dit tot nagedagtenis van my. Nie om te onthou van die kruis nie, maar om te onthou wat die kruis vandag nog steeds vir ons beteken. Die geloof wat ons het in daai kruis, wat daai kruis vir ons gedoen het, het ons losgekoop, het ons skoon gewas, want daai bloed wat hy daar gegiet het, is dieselfde bloed wat nog steeds red, nog steeds vergewe, en nog steeds herstel en tot nuut maak. So ek wil hê, soos wat jy voorberei, ons gaan daai liedjie speel van the Wonderful Blood, en ek wil hê jy moet luister na die woorde, terwyl jy deelneem aan hierdie elemente. En werklik vir 'n oomblik sit en sê, Here, vanaand gaan dit oor wat u vir ons gedoen het. Die wonderwerk wat in hierdie elemente is.